Lekker om julle allemaal te sien. Dink keer is het om hier sien, agter voor 2 mense, nee. As die baie is, dan hoef jy nie rond te kyk, maar roos en mense. Maar ja, het is lekker om hier te wees. Dus tot hier is baie dankie vir die voorrecht, dat ek vir julle woord kan bring. Jesus het beteken net vir sy disciples 'n woord gegee. Nou gebeur, ek het nou gebid en dan gebeur soveel dinge in 'n mens se lewe, elke dag. En dit is baie keer hoe ons reageer op hierdie dinge wat met ons gebeur. Ja, dit is waar. Baie keer is daar dinge wat jy moet doen, en jy doen dit, maar daar is ook dinge wat jy nie moet doen, en jy doen dit. So wanneer daar slegte goed in ons lewe gebeur, dis dan wanneer ons die aangesig van die Here nog meer moet soek. Dit is nou gesê, as dit goed en sleg is, as dit goed gaan met my, en sleg gaan met my, dan juig ek. En dis waarmee ons sukkel. Maar as ons weet, waar ons toevlug is, dan weet ons waar om te gaan, wanneer ons sukkel in die tye. En ek lees vir julle, in Filippense 1 vers 6, ek het 3 weergawe van Filippense wat ek graag vir julle wil lees. Die King James Version sê, I am confident that he who hath begun a good work in me is faithful to complete it. Ek lees die Afrikaans 83 vertaling. Ek is vooral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wat Jesus kom. Op die dag wat Jesus kom. Nou wil ek julle die boodskap lees van een ding, is ek seker, dit is God wat al die goeie dinge met julle laat gebeur. Die goeie dinge wat in jou lewe gebeur met jou, sê die Bybel, kom net van God af. Want God is net goed. Okay, die duiwel is net sleg, en God is net goed. So alles wat met jou gebeur, wat jy dink dalk, it's me, I'm the man. Nee. Dit is nie so nie, dit is nie wat die Bybel sê nie. Hy sê, alles goed wat met jou gebeur, kom van die Here af. Hy sal dit vir julle bly doen. Hoe awesome is dit nie? So, solank ek 'n kind van die Here is, solank ek weet wie my verlosser en saligmaker is, solank ek weet dat dit hy is wat my gered het, dan sal hy aanhou goeie dinge met my laat gebeur. Ja, daar gebeur slegte dinge met mense, nee. Daar gebeur slegte dinge. Maar hy sê, alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. Alright. So jy dink miskien, dit moet nou gebeur. Ek moet nou gesond word. Ek het kanker gekry. Hoekom het ek dit gekry in eerste plek? Verstaan dit nie? Hoekom was my kind in 'n motorongeluk? Ek verstaan nie hierdie dinge nie. Maar tot die dag wat Jesus kom, sê hy, as jy 'n kind van hom is, en al die goeie dinge wat met jou gebeur, kom van hom af. Amen. Hy sal julle nooit in die steek laat nie. Daarvan kan julle verseker wees. So ons weet, Paulus sê, hy weet verseker, dat wat God aan ons begin het, hy sal voltooi op die dag wat Jesus Christus kom. So dit is eintlik 'n heiligmakingsproses, nee. Dit is 'n pad wat ek en jy loop, elke dag van ons lewe. Ons begin nie net, en ek het nou vir Jesus aanvaar, en ek aanvaar wat hy gedoen het vir my aan die kruis, en nou is dit maar die einde van die storie nie. Nee, dit is 'n proses wat ek en jy moet deurgaan elke dag van ons lewe. Hoekom? Want elke dag is 'n aanslag. Dit is tog so. Dis waarvan ons praat. Elke dag kry jy moeilikheid in jou lewe van iemand af miskien. Ook nie elke dag nie, maar dit gebeur baie. So jy kry moeilikheid van alle kante af. Die storms kom. Die Bybel sê, ek het nie veel gevrywaar van die storms nie. Jy storms kry. Jy sal storms kry, maar as jou huis op die rots is, dan sal jy deur hierdie storms kan kom. Okay. So Paulus het daar geskryf dat ons regtig nie bekommerd hoef te wees wanneer ons in hierdie situasies kom nie. En dat dit 'n daaglikse proses is. En hy sê verder dat hy vas oortuig is daarvan. Hy is oortuig, sê hy, dat ek en jy die hulp van die Here sal kry wanneer ons dit nodig het. En baie keer dan dink jy nie, maar
Waar is die Here? Ons kyk gister ek 'n vreemde ding van 'n vrou wat sê, 'n moslimvrou, sy het 'n hart vir die Here gegee. En nog steeds aan haar sê gesê, maar sy verstaan nie lekker wat aangaan nie, want sy het dit nou gedoen. En nou kry sy nog steeds al hierdie, dis eintlik erger as wat dit was, terwyl sy 'n moslim was. En nou het sy hart vir die Here gegee, en nou is sy aanslag baie meer. Want dit is so. Die Bybel sê dit ook vir ons. Hy sê, julle gaan pak slaak kry. Hulle vat ouens, ons het nou die dag geluister. Hulle vat ouens in 'n kerk en hulle onthoof hulle, Christene. Ja? So ek en jy Christene, dit gaan net goed gaan met ons, gaan dit mos nie gebeur nie, wat het gebeur. Daar is 'n goeie kant, en daar is 'n slegte kant. There's good, and there's evil. Dit is hoe die lewe is. Maar wanneer ek en jy hierdie dinge ervaar, dan weet ons is alright. Ek en jy is fyn. Ek sal alright wees. Ek sal alright wees. Alright. So ek wil begin met my storie vir vandag. Ek het nog nie begin. Ek begin nou. In Daniël 6 vers 1. Waar Daniël hy het baie aansien gehad, toe koning Darius oorgevat het, toe Daniël baie aansien oor hom gehad. Hy het gedink Daniël is 'n baie goeie ou, en hierdie ou gaan hy aanstel oor die hele land. Nou, in hulle tyd was daar baie satraps gewees, dis maar soos prinse of ouens wat aangestel is oor provinsies. So daar was baie provinsies, en daar was natuurlijk governors, en al hierdie tipe ouens was daar gewees. En Daniël was een van hierdie 3 ouens gewees, wat die Here wil aanstel oor al die provinsies. Maar toe hy hom aanstel, toe is hierdie ander ouens, en hulle was baie, die Bybel praat van 120, 130, nee, ouens wat daar was. Julle kan maar saam praat, amen? Ja, dankie, voel ek nie so alleen nie. Maar hy sê van al die ouens wat daar was, en hierdie ouens was eintlik maar woedend gewees, want Daniël word nou aangestel, hy moet eintlik eers aangestel word, maar hulle stel vir Daniël aan bo hulle almal, en hulle moet nou vir hom terugvoering gee. En hulle is nie baie happy daarmee nie. Want Daniël, elke dag van sy lewe, gaan hy na God toe, en hy gaan staan op sy knieë, en hy sê, Here, 3 keer 'n dag, gaan staan en hy sê, Here, help ons, help hierdie land, hy bid na God toe, en hy sê, help ons. Hierdie ouens hou nie daarvan nie. En hulle gaan na die koning toe, en hulle sê vir die koning, hy is mos nou eintlik die baas hierso. So hulle moet 'n wet instel, wat net die koning eer. Wat net die koning eer. Vir Darius nou, net die koning eer. Maar, sou iemand anders eer, of na toe bid, dan moet hierdie persoon in die leeukuil gegooi word. So, nou teken Darius 'n wet, dat dit sal gebeur. En as hy die wet geteken het, dan is dit so. As die koning die wet geteken het, dan word niks verander nie. Hy het natuurlik nou nie geweet wat die planne van hierdie ouens is nie. Maar het gebeur toe so, dat Daniël weet van dit. Hy weet van dit, ek meen, daar is die wet geteken nie. So hy moet daarvan weet. Maar hy gaan nog steeds, en hy maak, by die boonste verdieping van sy huis, die opens die window, oor Jerusalem, en die prys. 3 keer op 'n dag. 3 keer op 'n dag. Well, obviously, sê dit vir my, dat Daniël geweet het, as dit sou gebeur, dat hy gearresteer word, dat God hom sal help deur sy moeilike tye. Is dit nie so nie? Ja. Ek meen, dit maak ons nie sin, dat hy weet, ek gaan doodgaan. As ek dit sou doen, maar hy is stil dood. Doesn't make sense, nee. Vir my en vir jou miskien nie. Wat Daniël het gesê, my krag is in die Here, ek gaan nergens heen nie. En ek sal doen wat ek gedoen het, tot die dag wat Jesus kom. Soos wat Filippense gesê het. Tot die dag wat Jesus kom, sal ek doen wat ek gedoen het. En dit is toe so, dat Daniël ek is nog steeds op Daniël 6, né? Dit is nog so, dat
Daniel toe gearresteer word vir die oortreding, want hulle gaan na die koning toe en sê, koning, Daniel het oortree, het gebid, ons het hom gesien, ons baie mense wat hom gesien het, en u moet nou hierdie wet implementeer, en Daniel moet gearresteer word, en hy word ook gearresteer. Maar koning Darius was nie baie happy daarmee gewees nie, want hy was 'n aanhanger van Daniel gewees, nee. Hy was baie lief vir Daniel. Maar dit het dus ook gebeur, dat Daniel gearresteer is, en hy is toe in die leeukuil gegooi. En wat vir my nog as hart geslaan het is hier, dis in die Ou Testament nou, maar die Ou Testament verwys altyd na die Nuwe Testament, jy al geweet. Ja, dit beaam, die Nuwe Testament word beaam in die Ou Testament, ons almal weet dit nou. En nadat hulle dit gedoen het, toe rol hulle 'n groot klip voor die leeukuil. En ek dink dadelik terug aan wat met Jesus gebeur het, toe die mense hom vervolg het. En soos wat hulle nou vir Daniel vervolg het, dink ek, toe hulle hom in die graf gesit het en hy groot klip daar gerol. En Darius kom en hy seël dit met 'n seël, met die koning se seëlring. En dit beteken dit is so, dat die steen mag nie weggerol word nie. Right. Maar in hierdie geval, soos met Jesus, was die steen nie weggerol gewees nie. Maar Daniel het niks oorgekom nie. Daar was 'n engel saam met hom gewees. As ons verder lees in Daniel 6, daar was 'n engel gewees en Daniel is beskerm. Maar wat belangrik is hier, is dat Darius geweet het, koning Darius het geweet wat hy in Daniel het, maar hy het ook besef wat sy God Daniel het. Dit is baie belangrik dat julle moet onthou. Yes. Okay, hy het dit gesê, en ek gaan dit nou vir julle lees. Hy het op 'n stadium dit gesê, Darius, maar hy het geweet, maar die volgende oggend, toe het hy gehardloop na die leeukuil toe, en die klip weggerol, en Daniel het niks oorgekom nie. En die tye wat ek en jy is, wat ons moeilike tye deurgaan, en het raak donker wanneer die klip voor ons rol, dan besef ons nog steeds, as ons na God toe gaan, maak nie saak of donker of lig is nie, ons sal krag kry van hom af. Dit is so belangrik dat jy dit sal onthou. God het nog altyd, as jy dink jy's daar, nee, dan het God nog altyd een skuif oor. En dit is presies waar ek preek vandag, nee. God het nog altyd een skuif. Jesus, there's one move left. Jy dink jy's in hierdie situasie. Hoe gaan ek hier uitkom? Dit is onmoontlik. Ons finansies gaan dit nie maak nie. Ek en my vrou stry altyd. Die Bybel sê, as God lewe in mekaar is, dat niemand sal dit skei nie. Maar hoekom gaan dit so? Hoekom stry ons baie? Hoekom dat, my finansies, my dit. Ek doen aansoek vir werk oral, maar kry nie werk nie. Of ek begin 'n besigheid en dan speel ek dan bankrot. En dan is dit die einde nie. Dit kan nie die einde wees nie. Nee, dit kan nie die einde wees nie. Want God het nog steeds een skuif. Jesus has one move left. Right, jy dink so. In jouself, ons as mens, ons kan nie verstaan altyd hoekom die dinge met ons gebeur het. Maar as jy besef dat dit nie die einde is nie, hy sal jou help, sê Filippense, tot die dag wat Jesus kom. Tot die dag wat Jesus weer kom. Amen. Tot die dag wat Jesus weer kom. Okay, nou die storie gaan maar aan van Daniel wat nou uit die leeukuil uitgekom het. En natuurlik het Darius nou besef wat gebeur het. Hierdie ouens wat had a plot against Daniel and then they all thrown in the lion's den and they were torn apart en daai tipe van goed. Nee, ons weet dit. Maar die punt is, toe Daniel daar was, het God vir hom gesê, jy is fine. Ek het die laaste sê, I've got one move left. En dit is belangrik om te onthou. Ok, ek wil net vir julle gou lees hierso, wat Darius gesê het, op die einde. But sometimes, you can do everything right in your life, but still things go wrong. En dit is maar net, jy weet, wat ons baie keer gedeel word. Maar kyk hierso wat sê hulle hierso. Baie keer dan vas ek en jy nie. Nou wil ek amper vir Jolene op die spot sit met 40 dae lang vas. Nee, 40 dae lang vas. Maar hierso sê hulle Daniel het net een aand gevas. Hoekom sal Daniel vas as hy nie eens die Here ken nie?
Wel, hy het geweet wat se krag die God van Daniël het. Hy het dit geweet. Die Bybel sê hierso, lees gou vir julle. Darius kan nie slaap nie en hy vas die hele aan. En die volgende oggend het hy nou gegaan, maar die tyd wat hy was, luister gou. Net as jy dink, daar's nie meer hoop nie. En dis wat Daniël gedink het. Net toe hy gedink het daar's nie meer hoop nie. Hy het net vir een aand gevas. Wat hy gevas het, weet ek nie, want ek meen, wat kan hy nou vas in een aand? Maar hy het een aand gevas. Wat het hy gevas? Hy het gebid die hele aand. Ek en jy, as ek en jy vas, ons los miskien sekere goed uit. Daar's 'n Daniëls vas ook, wat ons sê, ons eet net vrugte en goede. Maar as ek vir een aand vas, wat kan ek los? Ek meen, wat nou, 'n slukkie water? Ek moes iets anders gedoen het. En ek glo, dis wat Darius gedoen het. Hy het die hele aand gebid vir Daniël. En dis belangrik dat ek aan jou onthou. Baie van ons gaan vir iemand ook moet intree. Is dit nie so nie? Ons het almal iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan. En dan tree ons in vir daai persoon. Is dit nie so nie? Amen. Ons moet intree vir ander. Ons moet intree vir familielede, ons moet intree vir vriende wat deur moeilike tye gaan. Ek het net gekyk waar hy staan, om te veel gelees. En ek het baie keer hierso. Okay. Vers 3 van Daniël 6. Hoor jy wat sê hierso? Daniel had an extraordinary spirit. Dit is 'n mooi woord nie. He had an extraordinary spirit. The king saw this in Daniel. So die koning het dit raak gesien. Die koning het gesien, maar hierdie Daniël het 'n extraordinary spirit. Wat beteken dit? Wel, Daniël was nie bang gewees om te wys dat God sy alles is nie. Amen. Hy was nie bang daarvoor gewees nie. Hy was nie skaam gewees daarvoor nie. Die vraag is nou, do people see an extraordinary spirit in us? Wanneer ek en jy in 'n situasie kom, deur hierdie moeilike tye, nee, gaan ek aan om te vloek en te skel? Die Bybel sê, en ek hou altyd vas daarin, toe ek my hart vir die Here gegee het, die eerste keer wat ek kwaad geword het, toe ek iets geluister, of iets raak gelees, toe sê die Bybel, dat ek wel kan kwaad word. Ek het het raak gelees, dit is regtig so. Maar hy sê, ek moet nie sondig as ek kwaad word. Ek moet nie sondig as ek kwaad word vir iemand nie. So ek kan nie as die teksie vir my in die vloek nie, want dan sondig ek moes nie. People must see the extraordinary spirit in you when you talk to them. Dis belangrik. Daniel is thrown into the lion's den. But Jesus still had the last move. God's people are stranded at the sea with the Egyptians on their heels. But God still had the last move. David stands before Goliath and probably looks like a small insect. But God still had the last move. You get breast cancer. Baie van julle het kanker gehad en dis, wat die vriend. You get cancer. But God still has the last move. Ek stap in die veld, ek soek beeste, 'n slang byt my. Ek kan sterf. Nee, God still had the last move. Amen. Still had the last move. You go through turbulent relationships, God still has the last move. You lose your job. Nee, hurry. God still had the last move. Amen. Luister sy getuienis. God still had the last move. Lazarus is in the grave. 4 days. But who had the last move? God had the last move. Amen. Jesus died on a cross. Was put in the grave. Stone in front of it. God still had the last move. My vriend, dis nooit oor. Dis nooit oor tot die dag wat Jesus kom. Dis nooit oor tot die dag wat Jesus kom.
Ek kyk nou die dag 'n video, miskien het baie van julle die video al gesien, van 'n ou wat, of is 'n groepie mense wat stap in die Louvre in Parys, nee, party mense sê Louvre, party mense sê Louvre, dis 'n museum in Parys, vir die wat jy weet nie. Van baie skilderye, baie artists, stel hulle goed uit. En 'n groepie mense gaan deur. En hulle kyk na die skilderye, hulle het natuurlik nou toer gespeel, en hulle kom by 'n sekere plek, 'n sekere skildery, van 2 ouens wat sit by 'n skaakbord. En julle wat skaak ken, sal hulle miskien verstaan. Wat sit by 'n skaakbord, en die linkerkant sit die duiwel, en die regterkant sit hierdie ou, maar hy sit so, sy moed is in sy skoene. En die naam van die skildery is Checkmate. So obviously het die man verloor en die duiwel het gewen. En die mense stap aan. En toe hulle nou verder by nog 'n saal kom, toe kom hulle agter, maar een ou is missing. Die toergids sê, one guy disappeared. I need to go and find him. And he goes back and this guy is still standing by the portrait. He's looking at it. Looking at it. The guy says, we got to move on. You got to come now. He says, no. There's something wrong here. What's wrong? He says, either they need to change the name of the portrait, or they need to remove it or change the portrait. He says, why? He says, I'm a chess master. No, I don't know. I'm a chess master. He says, I've looked at it for the last half an hour. For the last half an hour, I've looked at this thing. En wie wat, ek het gaan kyk na die, want ek speel ook skaak. Jamie challenge my altyd as ons al by die see is. Nee. Toe ek gaan kyk na die portret, of na die skildery, en hierdie ou sê, wat ek raak gesien het, hy sê, I looked at it for half an hour, and I saw that the king still had one move. It's not checkmate. It's not checkmate. I saw that the king still had one more move. Is dit nie awesome nie? En ek het toevallig na die skildery gaan kyk, en dit is so. Daar was een blokkie oop gewees, waar die koning toe kan gaan. So ek en jy kom in hierdie situasies, wat ek nou nog gelees het, alles, wat ons deur ons lewe gaan. 'n voertuig breek, my goodness, hoe gaan ek die ding regmaak, waar gaan ons geld kry? Is dit nie so nie? Ek wil nou oor see gaan, dat ek net nog al die gate kan toestop. Wel, maybe is dit wat vir jou in stoor is, nee. Maar wanneer jy down in die hout is, onthou, dat Jesus nog steeds die laaste skyf het. Onthou dit, regtig, dit is so. Moenie in sak en as wees nie. Gaan na iemand toe wat jou kan help deur hierdie situasies om vir jou te bid. En soos Darius wat Daniel gebid het, net een aand het hy gevas. En dit was genoeg gewees vir God om te luister en te hoor. En hy so in elk geval, want Daniel was seker maar een van sy witbroodjies gewees, nee. Hy is ook ja. Maar die storie sou nie lekker gewees het, is daar seker vas het nie. So hy moes vas. Okay. So, maar ons hou dit so. So dat jy en ek intree verander. Partykeer as ons voel dat dinge nie so goed gaan met ons nie. Daar's altyd iemand wat vir jou kan help en vir jou kan bid. En as jy vandag so voel, dan wil ek regtig hê, ek wil vir jou geleentheid gee om vorentoe te kom en ek wil hê Jacques en Thees moet kom dat hulle vir jou kan bid. As jy in hierdie situasie is wat jy voel maar ek kan nie meer nie. Dis regtig so. Ons kan nie sonder mekaar nie. Ons kan nie hierdie wat ons het, al is dit min mense vandag. Ons kan dit nie ligtelik opneem nie. Ons is 'n familie. Ons moet 'n familie wees en ons moet met mekaar staan. En dit beteken ons moet vir mekaar bid, ons moet mekaar help en steun. So as jy so voel, en ek maak weer uitnodiging, dan kan jy gerus vorentoe kom. Ek wil graag vir jou bid. Right. Baie dankie dat almal gekom het. Ek gaan gou vir ons afsluit. As ons klaar is, geniet asseblief 'n koppie koffie saam met ons. Meng so 'n bietjie. Kom ons sluit ons af. Dankie Here, sommer net dat
dat ons regtig vandag hier was, Here, vir 'n spesifieke rede, Here. Dat ons weet, Here, soos die woord vir ons gesê het, Here, wanneer ons in tye van nood kom, dan sal ons die vas, Here, en ons sal U aangesig meer soek, Here. Sure, amen. Maar ons weet dat U vir ons die antwoord sal gee, Here. U sê U sal by ons wees en dit sal met ons goed gaan, Here, tot die dag wat Jesus weer kom. So, Here, ek bid sommer net vir almal wat nog miskien oulik is, wat nie die vrymoedigheid gehad om op te staan, Here. Here, ek bid vir Frans se sussie in die Kaap, Here, wat 'n man verloor het, so swaartjie wat oorlede is, Here. Dat sy regtig U teenwoordigheid sal soek, Here. Wat miskien nie daar was in haar lewe nie, dat U dit sal soek, of dat sy dit sal soek, skies tog. Dat sy dit sal soek, Here, en U aangesig sal soek, Here. En met haar hele familie, Here, wat ek sommer net laat dit in hierdie tyd, dat hulle nie aan sal vashou, Here, en haar sal soek. Here, ek bid vir enige iemand wat nog steeds siek is, Here. Dit is belangrik dat ons mekaar sal intree, Here. So as iemand is wat siek is, Here, die Bybel sê, by His stripes you are healed. Amen. By His stripes you are healed. Ja, het altyd gesê, we pray for healing and perfection. En dis wat ons wil hê. Healing and perfection in the bodies of those who are still healed. Dankie, Here, dat U saam met ons hierdie volgende week sal gaan, Here, en dat U nog steeds voordat die week saam met ons was. Is dit nie awesome nie, Here? U is altyd by ons. En behoed en bewaar ons, Here. Wees ons genadig tot die dag dat Jesus weer kom, Here. En dankie, Vader, dat U sien Jesus vir ons gestuur het om aan 'n kruis te sterf, Here. En al die dinge waarvoor ons nou gebid het, al die dinge wat ons so mee sukkel, Here, het Jesus klaar voor gesterf. Weet dit, Jesus het klaar daarvoor gesterf. Ons dankie so in die naam van Jesus. Amen.